Welkom by ons video oor die geskiedenis van rekeningkunde. Ons sal verken die evolusie daarvan van antieke tye tot die moderne era, met die klem op die belangrike rol daarvan in sake bestuur en ekonomiese groei. Rekeningkunde dateer terug na antieke Mesopotamië, waar dit gebruik is om handel en landbouproduksie aan te teken. Hierdie vroeë praktyke het die grondslag gelê vir die ontwikkeling van meer gesofistikeerde rekeningkundige stelsels. In die 15de eeu het Luca Pacioli die bekendgestel dubbelinskrywings-boekhoudingstelsel. Hierdie innovasie het die grondslag van moderne rekeningkunde geword en 'n revolusionêre werking teweeggebring in die manier waarop finansiële transaksies aangeteken en bestuur word. Die industriële revolusie beduidende veranderinge in rekeningkunde teweeggebring het. Soos nywerhede gegroei het, rekeningkundige praktyke het ontwikkel om hanteer grootskaalse bedrywighede en komplekse finansiële transaksies wat ekonomiese uitbreiding ondersteun. In die 20ste eeu, rekeningkundige standaarde soos GAAP en IFRS is geformaliseer. Hierdie standaarde verseker konsekwentheid en deursigtigheid in finansiële verslagtoening, wat globale handel en belegging vergemaklik. Rekeningkunde se geskiedenis toon die aanpasbaarheid en belangrikheid daarvan in die handel. Dit het voortdurend ontwikkel om aan die eise van komplekse besighede en regulatoriese omgewings te voldoen, wat maatskaplike en tegnologiese veranderinge weerspieël. Vandag, rekeningkunde bly 'n noodsaaklike komponent van sakebedrywighede. Dit bied noodsaaklike insigte in finansiële gesondheid, leiding van besluitneming en strategiese beplanning vir organisasies wêreldwyd. Dankie dat u saam met ons op hierdie reis deur die geskiedenis van rekeningkunde vergesel is. Ons hoop dat u 'n dieper begrip van die evolusie en blywende betekenis daarvan in die sakewêreld gekry het.